maar sit. My net sal voorstel, ek is Z. Oosthuizen van die Valbiker Church Kerk hier in Valpark. Ek wil net dankie sê vir die familie en vir die foreigners vir die voorreg. My boeta en 'n brother, sy laaste eerbetoning is ons hier vandag vir dit, en familie en vriende, almal wat hier is. En ek sê altyd, die dood is bly onpersoonlik. Nie altyd lekker nie, is altyd maklik nie. Maar die woord van die Here sê daar iets anders daaroor, wat ou troos en baie hoop gee. Nou tydens my boodskap gaan ek 'n gebed doen, ek gaan nie nou bid nie. En my boodskap gaan oor God se ewige genade vir jou en my in lewe en in sterwe. Eers wil ek sê baie welkom by hierdie spesiale diens waar ons kom totsiens sê vir Ronald, eggenoot, pa, broer, oupa, vriend, werkkollega en foreigners MC. Vir my persoonlik 'n gevoel van totale onwerklikheid. Ek weet nie hoe dit vir u as familie moet wees en voel nie, en ook vir die foreigners boetas nie. En ons is vandag almal hier bymekaar om hande te vat vir die laaste eerbetoning van Ronald. En dis daardie soort oomblik waaraan 'n mens nooit wil dink nie en wat jy hoop nooit sal aanbreek nie. Maar nou het dit, en nou moet ons die hartseer in die Hemelse Vader se naam plaas. En dan gaan daar kom wat jy nog steeds gaan verlang. Dan gaan daar kom wat jy jouself 'n kans moet gee om weer te huil. Want die Here het nie ons trane verniet gegee nie, daar's 'n rede daarvoor. So wanneer jy wil huil op jou eie, dan doen jy dit. Dit help. Dit help om hierdie pad deur te loop. Want die woord van die Here sê ons sal mekaar weer sien, so die hoop is daar. Maar nou vir ons wat nog agterbly, het nog 'n lewe om te leef. Ronald het klaar sy bestemming bereik. Al wat ons daar sien is 'n kus wat ek 'n konvert noem, en in die kus is die inhoud, dis die brief. So wanneer ek die brief uithaal uit die konvert uit, hou niemand die konvert nie, maar ek gooi die konvert weg. Ek hou die brief. So dit wat ons vandag hier sien is net die konvert. Ronald is nie meer hier nie. Hy's baie beter plek waar hy nou is. Dit is 'n baie spesiale mens wat vanoggend by ons verbygaan. Iemand wat diep spore op talle terreine van lewe getrap het. Minsame man vir sy vrou en sy familie geleef het. In my skriflesing is dit Jesaja 43, wil ek graag iets lees. En dit is nogal uniek wat hier staan. Die woord van die Here is so uniek geskryf vir my en jou. Ons kyk na Jesaja 43. Van vers 1 tot 4. Maar nou, so sê die Here, jou skepper o Jakob en jou vormeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag, en ek jou liefhet, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. My gebed, julle kan julle oë sluit. Vader,
ons is in U naam van die Here Jesus Christus hier by mekaar vanoggend. Nie net om in U naam vir die geliefde mens, maar ook om lof en dank aan U te bring. As ons aan Ronald is daar soveel redes om U lof te besing. In hom het U aan ons so 'n groot seën gegee. Ons kom daarom vir U baie dankie sê Here. Self in sy heengaan het U hom byna soos vir 'n Henog van ouds kom haal. Ons dankie vir soveel mooi herinneringe, Here, wat ons harte mag voortleef. Ons dankie vir die voorgaande vrug op sy arbeid. 'n Besondere dankie dat U self aan hom bekend gemaak het, dat U hom op die kruis gered het met 'n ewige redding en dat U in sy hart die geloof geskep het om op aarde klaargemaakte kruisreddende te vertrou. Amen. Nou julle sien, statistieke wys sterf daar 56,5 miljoen mense per jaar wat uitwerk op 155.000 per dag. 6.500 mense per uur, 108 mense per minuut en omtrent 2 mense per sekond. Vir elke keer wat jy inasem en uitasem, sterf daar 7 mense in die wêreld. Weet jy iets wat ek by julle wil laat om 'n bietjie aan te dink? Vir elke keer wat jy inasem en uitasem, sterf 7 mense. Daar is ten minste 2 dinge wat almal van ons wat vandag hier is met mekaar kan deel. Almal van ons is sondaars. Benadig ja, maar ook sondaars. Voor God is ons daarom gelyk. Is wat ons is en wat betref ons ontsettende afhanklikheid van sy liefde en van sy genade wat elke dag op ons rus. Ons almal het redding nodig elke dag. Hier's nie een mens wat vandag hier sit en vir my sê hy het nie aardsfoute nie. Of een mens wat vir my vandag hier kan sê ek het nie swakhede nie. Ons almal wat hier is, het aardsfoute. Daarom moet ek en jy gereeld op ons knieë bly en by die Here repent. Die tweede saak wat ons in gemeen met mekaar het, is die dood. Hierdie ongenooide gas wat ek die dood noem, broer en suster, gaan eendag aan elkeen van ons se deur ook kom klop. Die een oomblik is jy hier en dan nie meer nie. Dis hoe vinnig het gebeur. Hoor ons iemand het gesterf, is ons geskok. Dit is so finaal, dit is so oor, is verby. Maak nie saak wat jy doen nie. Al het jy dit verwag, die dood maak ons soms ook sprakeloos, wanneer ons skokkend na die nuus luister van iemand wat vir die berig gebring het. So onwerklik. En daarom wil ek vir Annelie sê, en die kinders, skoonseuns, kleinkinders, almal. Jy mag maar huil, jy mag maar treur, die Here het dit vir ons gegee, maar die herinnering wat hy vir ons nagelaat het, Annelie, is dit wat ons kan koester, ek kan oppas. En net die Here kan daai plek van hartseer en verlang ek in die Here vervang. En daarom is die Here so uniek, en die Here maak nie foute met datums nie. Hy's baie spesifiek. Prediker skryf dat die dooies niks weet nie, dat daar vir hulle niks meer wag nie, dat hulle vergeet is. Paulus skryf dat hulle wat sterf in God se teenwoordigheid is, dat daar soveel meer wag, dat God hulle nie vergeet nie. Dis soos die storie van die tannie wat die predikant gevra het, dat hulle haar met 'n vurk in haar regterhand moet begrawe. En hier is 'n ware ding. Sy vra vir die predikant, sy sê vir hom, Dominee, as ek die dag tot sterwe kom, vra ek, laat u 'n regter vurk in my regterhand, sal seker maak hy's daar, ek wil so begrawe word met 'n vurk in my regterhand. Die predikant was stom en hy was verbaas oor hierdie versoek. Hoekom tannie? Sy het vertel van die kerketes wat sy al in haar lewe bygewoon het. As die vrouens die hoofmaal se borde afdek, het hulle altyd gesê, hou jou vurk. Die tannie sê, die beste kom nog. Na die ete, die beste kom nog, hou jou vurk. En die beste het beteken heerlike swart woudkoek of appeltert met room. Dit was natuurlik die pudding waarvoor sy die vurk moes hou. En dit was haar gunsteling deel van die ete. So Dominee begrawe my met die vurk
en vertel die mense, ek wou so begrawe word omdat die beste deel nog kom, die ewige lewe. Die beste deel wat nog kom, begrawe jy met hierdie vurk. Dis soos die pudding by die kerkete, vir ons wat leef in die ligstraal van Jesus se opstanding, is die dood nie meer die einde van alles nie. Dit is bloot die begin van die ewigheid, die poort tot die ewige lewe, die begin van die beste deel van ons reis saam met God. Hoe lyk jou lewe as jy besef, deur die genade van God, is ek wat ek is? Ek is dankbaar, ek is dan hierdie produk van God se genade. Psalm 139, kan julle gaan lees, dis die resep hoe God ons gemaak het, en waar ons vandaan kom. Het julle al die resep gelees? Al die bestanddele is daarin. En hoe hy ons gesien het, voor hy ons geskaap het. Ons vind vreugde en genot in die lewe, omdat die lewe in Christus tot sy volle betekenis, tot alles gekom het. Graflewe en 'n oop graflewe, waar bietjie ek oor wil praat. Ek wil die lewe van Prediker beskryf, die term graflewe. Prediker in die Ou Testament praat van 'n graflewe. Dis inderdaad die vergifnis lewe wat Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 32 beskryf. Laat ons eet en drink en vrolik wees, want môre sterf ons. Dit lewe is nie vir Prediker werklik sinvol nie, want dit is hierdie gejaag na wind, soos wat hy dit dikwels beskryf, of te vergeefs, en dit loop tot einde in die graf. Die dood is vir Prediker einde van die lewe se horison, en die tempel vir hom die lewe voor dit ook as sinneloos en te vergeefs. Dis hoe Prediker redeneer in die Ou Testament. Paulus het in die Nuwe Testament gekom. Ek gaan aan Paulus die weergawe ook vir julle gee. Hy het 13 briewe geskryf in die Nuwe Testament. Die graflewe wat Paulus na Jesus se opstanding beskryf, is die oop graflewe. Dit beteken, soos Paulus in Efesiërs 1 sê, herinner dat die krag van God, wat Jesus uit die dood opgewek het, nou in my leef en werk deur die Heilige Gees in jou en my lewe. Ons noem dit die opstandingskrag wat dan gaan plaasvind. Die krag vir die lewe hier en nou, en krag om God te gehoorsaam in ons daaglikse lewenswandel. Om my klein spesifieke tyd te maak vir die Here en te sê, Here, ek het nou 5 minute vir U vandag, of 10 minute. Maak tyd vir die Here, tyd is kosbaar. Koop die tyd uit, tyd gaan verby. Niemand van ons wat vandag hier sit, kan gister terugbring nie. Ons kan nie gister gaan haal nie. Maar ons kan van vandag praat, ons kan vandag se tyd kosbaar gebruik, en goed gebruik, en reg gebruik. En dis baie belangrik. Julle sien, Jesus se opstanding, hierdie las van sy sondige verlede, en die foute agter my gebreek, my sonde. Iemand skryf oor Jesus se opstanding, se betekenis vir jou en my. Die grafsteen van sonde op my lewe is gelig. Die steen van die onmoontlikheid om God en sy naaste lief te hê, is ook gelig. Die opstanding van Jesus is die bewys vir jou en my dat God Jesus se offer vir ons sonde aanvaar het. Nou julle sal hoor, ek noem die houtkruis 'n moordwapen. Ek noem hom 'n moordwapen, want Jesus op 'n moordwapen vasgespijker wat die kruis is. En dis ook die kruis sien is 'n moordwapen. Dit is die bewys dat sy liefde op ons wag en dat ons hom nie hoef te vrees nie. Die opstanding herinner ons dat Jesus, die lewende Here, wat beloof het, hy by ons is elke tree en omstandigheid van ons lewenspad. Elke dag. Wil met julle die verskil deel in die teologie van die Prediker of Salomo en Paulus as volg. Salomo is focused op life under the sun. Dis waar hy op gefokus het, was onder die son. Paulus is talking about life in the sun. Jesus. Dis die lewe waarvan Paulus praat. Prediker praat baie oor lewe onder die son, hier op aarde en onder die toe hemel. Want God is vir Prediker baie ver en onkenbaar.
Paulus in die Nuwe Testament praat oor lewe onder die seën of veel meer nog, die seën en onder die oop hemele van God se genade. Die genade van God is onmeetbaar groot. En ek sê altyd vir mense, jy moet oppas as jy 'n liggaam wil oordeel. Ek en jy het nie die sê of seggenskap enigiets om te oordeel, om te sê waar 'n liggaam heen gaan nie. Net God alleen het die sê. En ek sê baie vir mense, only God can judge me. Net die Here kan my judge. Nie van ons weet wat die laaste oomblikie gebeur het in iemand se sterfsekondes nie. Want die misdadiger wat aan Jesus gehang het op die moordwapen, was 'n misdadiger tot einde toe. Hy was nooit by 'n kerk nie, hy het nie geweet wie die Here is nie, hy het nooit die Here geloof nie. En toe hy besef, maar langs op hierdie moordwapen hang die Messias, die ware Messias, toe sê hy vir hom, Here, dink aan my, wanneer jy vandag in die paradys kom. En wat het Jesus vir hom gesê? Wat het Jesus vir hom gesê? So waar is wragtig, sal jy saam met my vandag in die paradys wees. Daar is altyd 'n kans om jou lewe reg te maak, maar moenie meer dit speel nie. Moenie die met die genade van God dobbel nie. Verstaan dit reg en gebruik dit reg. Dis baie belangrik. Die lewe onder die oop hemel van God se ewige genade vir jou en my, in lewe en in sterwe. Daar is niks wat ek kan doen wat sal veroorsaak dat God my meer sal lief hê nie. Daar is niks wat ek kan doen wat sal veroorsaak dat God my minder sal lief hê nie. God se liefde vir my is om Jesus se ontwil, is konstant en kan nie verander nie. Weet Johannes 3 vers 16 is 'n baie unieke vers waarvoor ek baie lief is. En ek herhaal hom baie in die kerk waar ek is. Want Johannes 3 vers 16 moet jy baie mooi lees om te verstaan. Hy sê in die begin het God hemel en aarde gemaak en toe het hy alles mooi gemaak en ons het begin. En toe Johannes 3 vers 16 verder in die Nuwe Testament sê, en God het die wêreld so lief gehad. Die wêreld so lief gehad. Dis die wêreld. Ons mense wat in sonde leef, né? So lief gehad dat hy sy seun gegee het. En dan kom die komma. En die wat in hom glo, wat hom aangeneem het, die ewige lewe kan beerwe. So die Here het jou lief. Hy het dan vir jou gesterf op 'n moordwapen. Maar die komma gedeelte is die tree wat jy moet gee om toe te laat dat jy jou hart vir die Here gee. So jy die ewige lewe kan beerwe. Die Here sal jou nooit ophou om lief te hê nie. Want hy sê in Genesis, kom ons maak mens na ons beeld, na ons gelykenis. Paulus kon in 1 Korintiërs 15 vers 10 sê hy oor sy lewe wat eens so laag gedal het, dat hy Christene vervolg en vermoor het, skryf deur die genade van God, is ek wat ek is. Paulus, toe hy Saulus was, het Christene vervolg en doodgemaak. Dit wat hy gedoen het. As jy gehoor het, jy dien die Here, dan maak jy jou dood. Klaar. En 'n mens kan nie met 'n donkie oorlog maak nie, want 'n donkie is te stadig. So hy het 'n perd gebruik en op pad Damaskus toe. Toe haal die Here hom van die perd se saal af en hy sit hom neer op sy rug en sê vir hom, waarom vervolg jy my? En Paulus se lewe verander. Hy's 3 dae in die teenwoordigheid van God. En sy lewe verander. Hy begin die woord van God bedien. En hy skryf 13 briewe. 13 briewe in die Nuwe Testament. Ou wat geleef het en mense vermoor het. God red sy siel. God gebruik hom. God soek nie mense met grade nie, man. As jy vrywillig is om die woord van God te verkondig en dit te bring, vandag gebruik jy jou. Maak nie saak wat is op jou naam nie. Hy worry nie oor jou kwalifikasies nie.
Ek hoef nie meer te worstel of God se liefde of haat of my wag nie. As ek in Jesus is ek ook 'n kind van die genade in God en 'n erfgenaam saam met Jesus Christus. Wat glo ek? Wat glo jy as ons bid? Ons bid tot God wat ons nie weet of hy ons goedgesind is of haat nie. En ons vat maar altyd hierdie kans met hom. Of weet ons bid tot God die Vader van Jesus, wat nou ook ons Vader is en ons liefhet en is goedgesind. En ek wil afsluit met hierdie, julle nou mooi wat sê ek hier. Luister mooi. Na alles wat ons gesê het, staan die grootste wiskunde formule vas. Formule wiskunde wat ek vir julle uitgewerk het. Ek wil vir julle antwoord gee op hierdie. 3 nails. 3 spykers. Plus 1 kruis. Forgiven. Is gelyk aan forgiven. As jy wil crossover, gaan na Jesus, want hy het reeds gecrossover vir jou. Hy het reeds gecrossover vir jou. Hy het reeds aan hy woordwapen vir jou gehang. Omdat hy vir jou omgee en keer. Hy het die dood oorwin en leef in die teenwoordigheid van sy Vader. Johannes 14. Jesus het in Johannes 14 gesê, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug om julle te kom haal, sodat julle ook kan wees waar ek is. Berei ons plek voor omdat jy spesiaal is. Jy's uniek, man. Hoe special. God sê, die mens is sy kroon, hy is so lief vir ons. Maar waardeer ons dit? Sien ons dit raak in ons eie lewe? Sien ons die seëninge raak wat ons het, as ons nou na mekaar kyk? Daarom vra ek julle dat julle bol families sal bystaan. Sal bystaan, deur dik en dun. En as hulle op julle knoppie is, lei, druk, wees daar vir hulle. Wees daar vir hulle. Ons sit vandag almal hier omdat ons die laaste eerbetoning wil doen aan iemand daar buite waarvoor ons lief was en hoekom ons hier is. Ons sit hier vandag om te kyk hoeveel mense kan ons in die kerk kry nie. As ons nou 'n storie oor sy lewe kan skryf en ons vat maar 'n deel ou papier uit, gaan elke ou ietsie skryf van hom wat hy in jou hart gelos het. Hoe dink jy gaan hy dik in hy boek wees? Want dis hoekom jy hier is. Dis ietsie wat in jou hart gelos het, wat gemaak het dat jy vermoere die tyd uitgekoop het om hier te kan wees. Mag God julle ryklik seën met die belofte dat ons mekaar weer gaan sien. Die dood is oorwin aan daardie moordwapen wat ons die houtkruis noem. Amen. Dit Annelie het met my kom gesels en ek en sy het met die begrafnis gepraat. En sy het my gesê was Ronald se wens dat ek die diens moet doen. En wat so hartverskrewend en skokkend is, ek het 'n paar maande in my maand. In my maand het ek my eie skoondogter se ma hier begrawe. En toe was Annelie Ronald in hierdie selfe kerk. In my maand. En ons trek by November. Nou staan ek weer hier. So ek wil jou met hande vat en vir mekaar regtig omgee. Weet Paulus het 'n ding geskryf in 1 Korintiërs 13, dan sê hy daar, jy
moet liefde ook verstaan en weet wat liefde is. Ek gaan nou die aflees van die begrafnisbrief doen. Ek kyk waar het kom nou gesit, my Bybel. Weet ek het Ronald leer ken toe hy net 'n valpark ingetrek het. Toe hy seker rooi Russiese fietsie gery. Al die goed was in die verkeerde kant. En wat dit het hy begin ry. Seker rooi is. Sal dit nooit vergeet nie. Jy weet wanneer ek na sy geboortedatum kyk, en ek kyk na sy afsterfdatum, dan is daar 'n streepie tussenin. Julle almal sal die streepie sien. Nou hierdie streepie wat julle sien, is dieselfde lengte. Daar is nie 'n langer of korter nie, wat beteken so lank is ons lewe. So die bal is in jou hand, hoe jy jou lewe leef, om hierdie streepie te volbring. Ronald gebore 6 April 1965, 13 Oktober 2023 oorlede. Die troosdiens word waargeneem deur my. Skriflesing was Jesaja 43, die teksvers was Jesaja 43 vanaf vers 1 tot 4. En dan die huldeblyke Justin Bolus, James Santel. Die afskeidgroet. Dit was die wil van die Here God van die hemel en aarde om van ons weg te neem my dierbare eggenoot en ons pa, oupa, broer en swaar. Op 30 Oktober 2023 is die ouderdom van 58 jaar. Sy heengaan was vir ons skokkend en onverwags, maar tog gun ons hom die ewige rus en berus ons in die wil van God wat gesê het, my gedagtes is nie julle gedagtes nie en my wee is nie julle wee nie. Sy heengaan word diep betreur deur sy vrou, kinders, kleinkinders, familie en vriende. En wanneer ons na hierdie fotootjies kyk, dan sien ek die kosbare herinneringe van dit wat ons oor het van Ronald. Oké, dan gaan ek 'n huldeblyk van Justin Bol gaan ek nou doen. Ek gaan net 'n liedjie speel wat ons nou moet luister. Before they turn off all the lights, I won't read you your wrongs or your rights. The time has gone. I'll tell you good night, close the door. Tell you I love you once more. The time has gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping,
proud. So Daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my turn to chase the monsters away. Oh, well, I'll read a story to you. Only difference is this one is true. The time has gone. I folded your clothes on the chair. I hope you sleep well, don't be scared. Time has gone. So here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So Daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my time to chase the monsters away. Sleep a lifetime, yes, and breathe the last word. You can feel my hand on your arm. I will be the last one, so I'll leave a light on. Let there be no darkness in your heart. But I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So Daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my turn to chase the monsters away. Okay, Middel Blyk van Santel, dogter Ronald, gaan ook na 'n liedjie luister wat sy graag wil speel. Kom ons luister na dit. I don't know why God always takes the good ones first. And man, I've tried to be strong and carry on, but damn, this hurts. And I just wish that I could talk to you again somehow, some way. Even if it's for a moment, so I can hear you say, don't cry for me, I'm alright. Yeah, I'm better than you know. And this life can be a shorter ride, so don't waste it on sorrow. And just hold on to those moments and the memories we share. We're both headed for the same place anyway. I just beat you there. I know they say just give it a little
time you'll be okay. That might be true. It don't really help me today. And we ain't supposed to question the man upstairs. There's just so much I don't understand. It just don't seem fair. Don't cry for me, I'm alright. I'm better than you know. And this life can be short to ride. So don't waste it on sorrow. And just hold on to those moments and the memories we shared. We're both headed for the same place anyway. I just beat you there. And as each day goes by, I get a little bit stronger. But that don't stop me from wishing you were here a little bit longer. So I'm gonna smile when I think of you, like I know you'd want me to. And I know you're watching over me in everything I do. And all those things I never got to say, well, I'll send them with this prayer. Then look up, wipe my tears and raise my beer. And I'll see you there. And I'll see you there. Iets jy graag wil kom sê hiervoor. Een, twee. Geleentheid. Ek is nie om Ronald te loof en te prys. Almal wat die is, almal wat die is, het hom geken. En dit is hoekom julle hier is. Eerstens, van my kant, van die Bol families, goed, Hanlie, vir jou en die kinders. Baie, baie dankie vir dit wat julle vir Ron beteken het. Julle was groot deel van sy lewe. En daarom sê ons baie dankie. Dan Ros, Jules, ek sê vir Here dankie. Dat hy het so beskik het, dat julle 3 boeties vir daai laaste naweek en goed saam kon kuier. Nuwe band wat gevorm is deur julle, wat nooit, maar nooit meer gebreek kan word nie. Want daai skakel in die ketting is reeds weg. Daarom, ek ken julle van kleintyd af, hou vas aan mekaar. Moenie nog 'n skakel verbreek nie. Dan wil ek vir julle
ook dankie sê vir dit wat julle beteken het hierdie afgelope paar dae van daai noodlottige ongeluk. Wat julle gedoen het vir al die familie. Weet, en dan praat die Here en hy sê die groot gebod is liefde vir hom. Tweede daarna is liefde vir jou naaste. En daarom wil ek spesiaal vir hierdie groep mense sê. Dank. Want dit wat julle doen en gedoen het, is naaste liefde. Ek hoor so baie, hy klomp bikers. Maar niemand weet wat se mense sit op daai fiets nie. En hier wil ek vandag weer eens vir julle sê dankie. Want dit wat julle en die manier wat julle hom verwelkom het by julle klub, Buffalo's wat julle saam gedoen het, dit was altyd die lekkerste van sy lewe. Weer eens dankie vir die naaste liefde wat julle aan hom betoon het. Ook hier oor Kersfees waar julle goed insamel om vir minder bevoorregtes te gee, niks anders as naaste liefde nie. So baie dankie. En dan, ek weet nie, dalk trap ek op tone, maar dit maak ook nie saak nie, want wat ek sê is die waarheid. Hoeveel van ons het van daai noodlottige dag gesê, weet jy, ons kan nie in onmin lewe nie, want die tyd gaan so gou verby. Nie een van ons weet wie is môre nog in die ronde nie. Die Here gebruik hierdie oomblik om vir jou opnuut te laat besef, daar waar 'n verskil is, waar ou nie saamstem nie, en met wroging so goed in jou rondloop, maak reg. Nie maandag nie, want jy weet nie of jy maandag daar is nie. Nie môre nie, want hierdie kan jou laaste wees. En dan vra ek myself, hoekom sê ou dit? Ek dink is om jou eie gewete te sis. Maar jy het nie die moed om op te staan en te sê, vergewe my as jy verkeerd was. Dis altyd die ander se skuld, nooit jou eie nie. Was toe baie dankie ook vir hierdie boodskap. Ek dink dit is 'n wekroep vir baie van ons. En sterkte vir jou pad vorentoe. En vir julle mense ook, mense, ons waardeer alles wat julle gedoen het. Baie dankie. Emosioneel is ek nie 'n baie sterk mens nie. Maar ek moet hier staan. Dis my plig. Annelie, jou 2 kinders, jou 2 skoondogter, Dewald, julle mense, Ronnie was bitter baie lief vir julle. Woorde sal dit nie vir julle kon beskryf nie. Maar ek wil gou ietsie bietjie humoristies vertel van Ronald. Julle manne daar, my ander boetas. So het ons vir Ronnie geken. As hy op sy lekkerste sit en diep dink, dis hoe hy gemaak het. Daar is iets wat jy en jy dalk nie meer kan onthou van toe julle nog klein was. My 2 kinders onthou, ek het 'n manier gehad, soos julle so groot, kom ryk die kaas. Ronnie het 'n wind gelos, dan vang hy hom so, dan sê hy, kom ryk die muffin. Hy het julle gevang, baie kere. Dit was Ronnie. Hy het sy motorfiets wat hy nou gekry het, bitter baie lief gehad. Dis tragies dat dit sy lewe gevat het. Maar dis nie die rede hoekom Ronnie weg is nie. Die liewe Vader het sy blom kom pluk. En wat oom Nikkie nou net gesê het, ons almal gaan ons beurt kry.
Kom ons maak dinge tussen ons as daar foute en gevoelens is. Ons ouens praat gereeld daaroor. Maak dit reg nou. Jy loop nie by die deur uit op jou rug na iemand toe nie en jy's vies vir hom nie. Werk nie. Die respek wat Ronnie gehad het vir ons ouens in die klub, vir die res van die biker community. Hy was baie gelief. Baie geliefde persoon in die bikers fraternity. Hy was 'n gesiene mens by sy werk. Van sy kollegas wat ek al mee ontmoet het, onder andere, ek kan nie nou sy naam kom nie, by wie ons 'n karretjie gekoop het, ek en Claudine 'n klompie jare gelede. Maar in elk geval, hy het altyd van groot respek gepraat teenoor Ronald. So ja, my Boeta, rest in peace. Nog iemand? Here, onder die bedankings, dankie aan ons Hemelse Vader, dat hy ons deur hierdie tyd dra, want sonder hom sal ons dit nie kan doen nie. Ek wil op daai en amen, wat beteken ek stem saam. Ons wil vir Bob Saselburg dankie sê, met die spesiale uitsondering. Aan Quentin, met hulle bystand en ondersteuning, Annelies. Ons wil vir Christo van die RSA Foreigners baie dankie sê vir die veilige vervoer van Ronald. Ons wil net dankie sê vir Janet en Alta Rousseau vir julle hulp met die reëlings en die begrafnisbriewe. Dankie vir Dominee Dion en die dames van die NG Kerk Valpark vir die reëlings en die verversings. Ons wil dankie sê vir Julius, Darren, Rousseau, Bal vir jou bystand, ondersteuning en omgee in hierdie moeilike tyd. Ons as gesin waardeer dit opreg. Ons wil dankie sê vir die familie, vriende en werkkollegas, vir al julle oproepe, boodskappe en blomme. Dankie vir almal wat van ver af gekom het en van ver af kyk. Indien ons jou uitgelaat het om jou te bedank, ons waardeer dit opreg wat jy gedoen het en dit het die ongesiens verbygegaan nie. Dankie aan die foreigners, MC Boetas vir hom. Julle het baie beteken het. Julle was vir hom 'n tuiste soos broers. Julle het hom help sy drome uitleef as 'n biker. Dankie aan my vir die troostdiens. Hanelie wil net dankie sê aan haar kinders vir hulle bystand en ondersteuning. Jou pa sou baie trots op julle gewees het. En die kinders sê, wil vir ma, Hanelie sê, ons is 'n oproep weg en mamma sal nooit alleen wees nie. Ek kan vra dat die draers vir my almal hier gereed kom staan voor ek afsluit met gebed. En hoe dit gaan werk, ek gaan julle vra, die familie, die draers, die familie en dan die foreigners, MCC en dan agter dit gaan ons res volg om uit te gaan na die lykswaar daar buite toe. Van die deur af van die foreigners om verder tot in die lykswaar en dan gaan hulle ding doen daar wat hulle altyd doen en dan gaan ek kans gee vir familie by die lykswaar en dan vriende en dan heel laaste gaan ek my gebed daar doen en die ouens kans gee om by hulle bikes uit te kom, helmets op, laat ons bike nie staar kan kry, laat jy daar stadig kan deurry. Ek het al met Quentin gepraat, hy sê hy's reg.
Ek wil net vir Quentin sê, Quentin, ek en jy werk baie saam, maar baie dankie vir jou manier, jou hart en jou menswees. Ons waardeer dit regtig opreg. Dankie Quentin. Julle vir my, as julle reg is, wil ek eers bid en afsluit. En dan wil ek net sê, ek wil dankie sê vir elke biker wat hier vandag sit, want julle is my family. I love all of you. Julle is my lewe, want dis waar ek vandaan kom. Aba Vader, baie dankie Here vir 'n dag soos die, wat nie lekker is om af te sluit nie, Here. Here, want ons het soveel vrae, Here, maar ons het min antwoorde, Here. Here, maar die woord sê, Here, die dag as ek my asem uitblaas, sal ek weet wat U weet, Here. Here, want ons staan nou, ons lewe op aarde in vlees, ons is van vlees, mense, Here. Here, en daarom verstaan ons nie alles nie, maar die dag as ons asem uitblaas, en ons kyk nou na raaisel, sal ons die raaisel kan uitlei, Here, omdat ons dan weet wat U weet, Here. Here, en daarom, Here, kom vertroos ek myself by U, Here, en namens die familie, laat die hoop van die dood nooit die einde is nie, Here. En die woord van die Here bevestig dit, dat ons mekaar weer sal sien, Here. Here, en daarom is daar 22.000 beloftes in die woord, waar ons kan opstaan elke dag, Here. En Here, en ek kom in die groot almagtige naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Here. En ek kom vra die seën uit oor elkeen wat hierdie tyd uitgekoop het om hier te wees. En ons loof en ons prys U, Here, in die wonderlike naam alleen. Amen. So this is who I am, and this is all I know, and I must choose to live for all that I can give, the spark that makes the power grow, and I will stand for my dream if I can. Symbol of my faith in who I am, but you are my only, and I must follow on the road that lies ahead. And I won't let my heart control my head, but you are my only. We don't say goodbye. We don't say goodbye. And I know what I've got to be. Immortality. I make my journey through eternity. I keep the memory of you and me inside. Fulfill your destiny is there within the child. My story will never end. My fate is on the
We don't say